Goeiemôre gemeente. Ons begin vandag se voorsang met Psalm 23. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Ons blaai daarna gesang 186. Ons sing daarvan vers 1, vers 2 en vers 3. U wat as die beloofde bevryder daar moes hang, bring uit die dood weer lewe soos eens die koperslang. 1, 2 en 3, gesang 186. Ons blaai daarna gesang 192. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 4. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus, met ons dankgesange, loof ons steeds U liefde gloed. 1, 2 en 4, gesang 192.
van Gesang 201. Ons sing daarvan al twee die verse. Triomf, die Heer het opgestaan, die laaste vyand is verslaan. Geen mag hou hom gebonde. Wie in hom sterf, sal met hom leef. Wie skuld bely, die word vergeef. Deur Christus vry van sonde. 1 en 2, 201. Ons sluit dan die voorsang af met Gesang 203. Ons sing daarvan ook vers 1 en 2. Ons hoor die Paasfeesklokke, die Heer het opgestaan. Hy het vir al ons sondes hom aan die kruis laat slaan. Nou kan jy my hoor. Goeiemôre gemeente. Geseënde Paasfees vir elkeen van u. Mag dit werklik vir u en u gesin en u familie 'n geseënde Paastyd wees. Net die volgende 2 afkondigings voordat ons begin. Ons het gisteraand die nuus gekry vir die wat oom Kokkie de Kok ken. Ons het gisteraand die nuus gekry dat hy oorlede is.
ons as gemeente bid vir en dink aan elkeen wat hom geken het en deur hierdie nuus van sy afsterwe geraak word. Dan wil ons u ook net herinner dat die AP Kerk nie 'n oop nagmaal het nie. Dit beteken maar net dat elkeen wat 'n gereformeerde belydenis het, wat aansoek gedoen het by die ouderlingraad om saam met ons die nagmaal te gebruik, die nagmaal mag gebruik vanoggend. Ons bedien ook nie die nagmaal aan kinders nie. Ons wil u graag net daaraan herinner. Kom ons staan, dan word ons stil en dan sing ons wydingslied Psalm 84 vers 1 en vers 2. Ek sal julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, ontvang dit van God ons Vader en Christus Jesus, ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons blaai na Gesang 185 en daar sing ons vers 1 en vers 2 as ons loflied vir oggend. Gesang 185 vers 1 en 2.
Ons blaai vandag na Matteus 22 wanneer ons die wet van die Here lees. Matteus 22 vers 34 tot 40. Daarna sing ons as skuldbelydenis gesang 69 vers 1. Waarna u staande kan bly vir die genadeverkondiging. Ons doen vanoggend die belydenis van ons geloof aan tafel. U kan dan daarna u sitplekke inneem. Ons luister dan na die wet van die Here uit Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Genadeverkondiging is vanoggend uit 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 en dit bestaan maar altyd uit twee dele. Die eerste deel is die genade en daarin die genadeverkondiging en die tweede deel die vermaaning van die Here. Kom ons luister na 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Dis die vermaaning. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En hierin vind ons die genade. En dan sluit die gedeelte weer af met 'n vermaaning van die Here. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. U kan my sitplek inneem. U kan saam met my blaai na Matteus 5. Ons skriflesing vanoggend is uit Matteus 5, die bergprediking van ons Here Jesus, die bergpredikasie. Gedeelte waar die saligsprekinge van ons Here Jesus volg. Ons lees daar vanaf vers 43 tot 48 en ons fokus val op vers 44 tot 45. Matteus 5 vers 43 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet jul vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?
wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Ons fokus vanoggend op vers 44 en 45. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons vanoggend as u kinders kon opgaan na u woning toe. Ons dankie dat ons vanoggend in u teenwoordigheid kan wees, dat ons kan sê en kan glo dat daar waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u in hul midde. En Here, ons het dalk nie hierdie woord vandag verwag nie. Ons het dalk nie hierdie ontstellende woorde verwag nie, hierdie woorde wat ons konfronteer met 'n baie groot en belangrike vraag, en dit is, bid ons vir ons vyande. En dan besef ons doen dit nie aldag nie, ons vergeet daarvan, ons maak verskonings, ons verander wat U eintlik gesê het, en ons probeer maar dit regverdig wat ons doen. Here, waar ons vandag op Goeie Vrydag hier by mekaar is en hierdie woord hoor en ook vandag die kruisiging van ons Here Jesus herdenk, is dit ons gebed dat U kragtig tot elkeen van ons harte sal spreek, want dit is 'n boodskap wat elkeen van ons raak. Prakties in ons lewe, in ons werksaamhede in hierdie gemeente, in ons werksaamhede in hierdie dorp. En wat 'n dag om dit op te lees. Daarom vra ons U, Here, dat U met ons sal wees, o Heilige Gees, dat U ons harte vanoggend sal deurboor met hierdie woorde, dat dit ongemaklik sal wees, maar dat ons ook sal weet, U woord genees. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die dag het uiteindelik aangebreek. Die dag waarvoor die Here ons voorberei het vir die afgelope 4 na 5 weke. Ons sien op hierdie dag, so wat 2000 jaar gelede, is 'n man met die naam van Jesus uit Nasaret aan 'n vloekhout vasgespijker. En asof dit nie genoeg was nie, is hy aan hierdie stuk hout opgelig om tussen die hemel en die aarde te hang as verlate van God, en terwyl hy aan die houtkruis hang, het hy sy laaste asem uitgeblaas, maar nie voordat hy volkome die oordeel wat aan die vyande van God behoort gedra het nie. Dit is hoekom ons hier is vandag. Dit is die gebeure wat ons herdenk, en dit is waarvoor die Here ons voorberei het. Maar hoekom lees ons dan nie van hierdie gebeure nie? Hoekom lees ons iets wat lyk asof dit niks met die kruisiging van die Here Jesus te doen het nie, nommer 1, en nommer 2, baie vroeg in Jesus se bediening gesê is? Hoekom lees ons vandag iets wat ongemaklik is, wat konfronterend is en daarom ontstellend is en ons voel onnodig is? Want ek is gemaklik met my groepie mense in die kerk of in die dorp. Ek los eerder my vyande uit en hulle los my uit, en daar is harmonie en daar is vrede. Hierdie woorde is werklik nie iets wat ons altyd wil hoor nie. En nou lees ons dit op Goeie Vrydag. Hoekom?
Wel in kort is daar nie 'n beter dag om dit te lees as die dag waarop ons die liefde van die Vader herdenk wat daar in ons Here Jesus Christus is. Daar is nie 'n beter dag om dit te lees as die dag waarop ons die grootste liefdesdaad herdenk wat nog ooit verrig is. En dit van God. En dit bring ons by die ontstellende woorde, dit bring ons by die fokusverse van hierdie gedeelte. Julle moet jul vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Kom ons wees eerlik vanoggend, hoeveel van ons het nie al na hierdie gedeelte gekyk en weens die wyse wat dit ons hart konfronteer gevra, maar Jesus bedoel eintlik nie seker, of seker nie eintlik dat ons dit hoef te doen nie. Hy bedoel seker hier, en die antwoord wat ons dan uiteindelik uitdink, lei na twee dinge. Ons vermy die opdrag en vergeet daarvan. En ons bepaal wie die vyand is, waarvoor ons bereid is om te bid. En soms raak ons vyand maar net 'n lidmaat met wie ons 'n meningsverskil het. Vir hom is ek bereid om te bid. So probeer ons sê wat Jesus eintlik bedoel het en doen ons presies wat die Jode gedoen het en u sal dit later nog duideliker sien. Maar hier staan die woorde baie duidelik. Woorde wat uit die mond van ons Here Jesus kom wanneer hy sê julle moet jul vyande lief hê. Geliefdes, Jesus sê wat hy bedoel en hy bedoel wat hy sê. En dis ook ons tema vandag, wees lief vir jou vyand, sodat dit duidelik kan wees wie se kind jy is, met ander woorde, wie jou Vader is. En elkeen wat vandag hierdie oproep hoor, word met die volgende vraag gekonfronteer: waar is jy in verhouding met hierdie woorde? Maak dit my vanoggend ongemaklik, omdat ek weet wie my vyand is, en daarom probeer sê wat Jesus eintlik bedoel? Maak dit my skaam. Skaam omdat daar 'n gaping is tussen my lewe in die gemeente en in hierdie dorp en Jesus se woorde. En ons kan ook vra, waar is ons gemeente in sy geheel in verhouding met hierdie woorde? Maar kom ons bly vandag net by die individu. Waar is u en waar is ek in verhouding met hierdie woorde? Jy moet jou vyand lief hê. En elkeen van ons is op 'n ander plek in verhouding met Jesus se woorde, maar kom ons kyk weer na dit in die vorm van 3 vrae. Die eerste vraag is, met watter tipe liefde het ons hier te doen? Die tweede vraag, hoekom moet ons dit doen? En die derde vraag, hoe moet ons dit doen? Met watter tipe liefde? Hoekom moet ons dit doen en hoe moet ons dit doen? Ek wil vir u vra dat u Bybels weer sal oopmaak, want voordat ons kyk na die tipe liefde waarmee ons vyande moet lief hê, kyk ons na die konteks waarin hierdie woorde staan. Kyk saam met my na vers 21. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Vers 22, maar ek sê vir julle. Vers 27, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Vers 28, maar ek sê vir julle. Vers 31, daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Vers 32, maar ek sê vir julle. Vers 33, verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Vers 34, maar ek sê vir julle. Vers 38, julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand
vir tand. Maar ek sê vir julle, en dit bring ons by vers 43 tot 44, julle het gehoor daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet jou vyande lief hê. In die prediking op die berg is daar 6 geleenthede waarin deur Jesus sy duidelike verwagtinge kontrasteer met dit wat die Joodse leiers geleer het. So wanneer ons in vers 43 lees, julle het gehoor daar gesê is, dan moet ons dit glad nie verstaan as woorde wat die Ou Testament sê nie, maar as verdraaide woorde van die Ou Testament, wat die godsdiens van daardie dag beskryf. Die vrug van die Joodse godsdiens was die regverdiging van spesifieke sondes deur die Ou Testament te misbruik. En daarom, as ons gaan kyk na al 6 van hierdie, was die Jode gekenmerk deur haat en welis en egskeiding en leuns en wraak. Want julle het gehoor, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Wanneer ons dan na vers 43 kyk, dan is dit duidelik, een van die kenmerke van die Jode was dat hulle lief was vir die mense in hulle groepie. Maar hulle het hul vyande gehaat. En dit is dan wat Jesus sê, julle het gehoor dat sommige van julle rabbies en sommige van julle skrifgeleerdes en sommige van julle Joodse leiers gesê het dat jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jou haat, maar ek kom en ek sê vir julle, julle moet jou vyande lief hê. En so draai die Here Jesus hierdie woorde en hierdie gebruike en hierdie gewoontes van die Jode op sy kop. Dit wat prakties uitgeleef word. Mense wat daar gestaan het en dit gehoor het, sou gesê het, wag 'n bietjie, het hy nou net gesê, jy moet jou vyand lief hê. Het ek reg gehoor? En hierdie woorde is nie vreemd in die Ou Testament. In Levitikus 19 vers 18, ons het dit so 'n paar weke gelede ook behandel, sê die Here deur sy knegt Moses, en dis heel moontlik die teks wat half toegepas is deur die volk, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand wees nie, teenoor wie? Teenoor die kinders van my volk, van jou volk, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nêrens in hierdie gedeelte of in die Ou Testament lees ons enigiets naby die woorde jy moet jou vyand haat nie. Nou hoe het dit gekom dat hulle hierdie gedeelte bygesit het? Dat hulle die gedeelte uitgehaal het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar eerder hierdie gedeelte bygesit het, jy moet jou vyand haat. Hulle het dit deur 2 dinge gedoen. Eerstens, heilig hulle ligge, verhef hulle die woorde, kinders van jou volk. Hulle sonder hierdie woorde af. Terwyl hulle die tipe liefde waarmee hulle mekaar moet lief hê, verdraai en verander. Liefde raak voorwaardelik selfs binne in jou groepie. Kom ons kyk na die tipe liefde waarvan Jesus praat in vers 44, wanneer hy sê, julle moet jou vyande lief hê. In die Grieks word daar onderskei tussen 4 tipes liefde. 'n Liefde wat beskryf kan word tussen 2 broers of 2 susters in 'n gesin. Dan kry ons 'n romantiese liefde tussen 1 man en 1 vrou binne in die huwelik, waar die woordjie eroties dan vandaan kom. Derdens kry ons broederliefde, die liefde tussen 2 mense waarin die vriendskaplike band baie duidelik en sigbaar word. Maar die woord wat ons in vers 44 kry, verwys nie na enige van hierdie soorte liefde nie, maar dit verwys na die 4de soort liefde, en met hierdie soort liefde moet ons vyande lief hê. Sien, hierdie liefde verskil radikaal met die ander tipes, weens die feit dat hierdie liefde nie voorwaardelik is nie. Dit is nie gekoppel aan my wil nie. Want my wil is sondig en gekoppel aan die persoon se aantreklikheid of sy verdienste.
Dit beteken dat buiten die feit dat my wil sondig is my wil om ander lief te hê gekoppel aan hulle geld en hulle besittings, aan hulle herkoms, waar hulle vandaan kom en aan hulle optrede. My wil om ander lief te hê is gekoppel aan hulle optrede, dit wat hulle doen en dit wat hulle sê. Aan hulle verlede, aan die woorde wat hulle gedoen het. En dit is wat ons soms gebruik om te bepaal of iemand dit verdien om in my groepie te wees. Of iemand my liefde verdien. Dis presies wat die Jode gedoen het. Dit was die kenmerk van hulle godsdiens. Daarom vra Jesus die volgende vraag vir hulle. Vers 46. Want as julle liefhet die wat julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars dit nie ook nie? Wat maak julle anders? Vers 47. En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars dit nie ook nie? Wat maak julle anders? So beide hierdie verse verwys na die feit dat die Jode op grond van verdienste besluit het wie hulle broeders is. Wie in hulle kringetjie mag wees. Want sien, as ek hierdie groepie lief het, dan moet ek sekerlik hierdie groepie haat. Want hulle is my vyand en die skrif sê, haat jou vyand. En julle het gehoor dat dit is wat gesê word. Dis nie die tipe liefde waarvan Jesus hier praat nie. Geliefdes, die liefde waarvan die Here Jesus hier praat, is die liefde wat God aan ons bewys het, toe u en ek nog vyande van hom was. Toe ons nog niks kon verdien het, dat hy eers na ons toe kyk nie. In Romeine 5 vers 10 sê Paulus, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Terwyl ons nog vyande was, as ons vyande van God. En God het na die gefalle mensdom gekyk en al wat hy gesien het was sy vyand. Nog voordat die Heilige Gees aan my die gawe van geloof geskenk het, was dit u en ek gewees. Vyand van God. Dis hoe die Vader my beskou het. Want dis wat ek gewys het. Ek het gewys dat ek 'n vyand van God was deur die vrug wat ek gedra het. Deur die vrug van my godsdiens. Nou dat sy seun aan die kruis gesterf het in my plek, en ek dit as sy vyand aangeneem het deur die geloof, sien hy iemand anders. Hy sien sy kind. Van vyand na kind. Hoe het dit gebeur? Deur die Vader wat gekies het om in Jesus sy vyande lief te hê. En so sê Jesus wat sy lewe vir sy vyande gegee het, julle moet heel vyande lief hê. Liefdes, God het niks in ons gesien wat sy liefde waardig is nie. Niks. En so roep die Here ons op ten spyte van wat mense sê teenoor ons en ten spyte van wat mense optree teenoor ons, hê jou vyand lief met 'n innerlike motief om seëninge te skenk en die hoogste moontlike goed aan hulle te doen. Want dit is aan jou gedoen. Of hierdie mense nou lidmate is, of hierdie mense nou inwoners is van Oranian, of dit 'n boelie is by die skool, dit maak nie saak nie. Dit is wat die Here van ons vra. Wat saak maak is ons eerlike antwoord op die vraag, wat is my verhouding ten opsigte van hierdie groot oproep? Ek wat self voorheen 'n vyand van God was. Dit bring ons by die volgende vraag, hoekom moet ons dit doen? Ons het nou gefokus op
die tipe liefde waarmee ons naaste en ons vyand moet lief hê, maar hoekom moet ons dit doen? Vers 45 sê, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Sien, hier moet ons versigtig wees, want hierdie sodat gedraai word soos hierdie liefdesopdrag. Ons kan dit maklik lees as iets wat ons moet doen, sodat ons kinders van God kan word. Met ander woorde, wees lief vir jou vyand, sodat jy jou kindskap kan verdien, en almal wat dit sien jy het dit verdien. En vir een of ander rede hou ons baie van hierdie gedagte, maar die sodat moet eerder verstaan word in die sin van 'n kenteken. Dit beteken dat mense aan hierdie teken, aan hierdie optrede van jou iets kan sien wat heenwys na iets anders. Nou, ek kan nie onthou wat ek gedoen het nie, maar my vrou het al op verskeie geleenthede vir my gesê, jy het nou nes jou pa geklink. En dan volg sy dit gewoonlik op met, dis nie 'n slegte ding nie, voordat ek myself verdedig. Nie 'n slegte ding nie. Ek het moontlik iets gesê of iets gedoen op 'n manier wat my pa dit gewoonlik sou doen en my pa dit gewoonlik sou sê. En dit is algemeen dat 'n seun die kentekens, die kenmerke van sy pa sal wys hoe ouer en hoe groter hy word. Want dit is gewoonlik iets wat hy by sy pa geleer het, en ons praat baie keer so en ons sê, ja, jy is beslis jou pa se seun. Geen twyfel, ek sien in jou wie jou pa is. En dis presies wat die toepassing hier is, net op 'n hemelse en 'n geestelike vlak. Jesus sê, julle moet julle vyande lief hê, net soos julle hemelse Vader Here lief gehad het. Hoekom? Sodat mense weet wie hulle Vader is, en hulle een van twee dinge kan doen in reaksie op jou liefde. Eerstens, hom kan verheerlik as sy kind, en tweedens, hom kan ontken as sy vyand. En so openbaar die gehoorsaamheid aan hierdie opdrag ons hart om te evangeliseer. Dit bring ons by die laaste punt. Ons het nou gekyk na die tipe liefde waarvan Jesus praat en na die rede hoekom ons dit moet doen, en nou sluit ons af met die praktiese. Hoe bewys ek hierdie liefde aan my vyand? En die hoe brei so 'n bietjie verder uit op die hoekom. In vers 44 staan daar, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Die rede waarom ons vyand moet lief hê, is sodat jou vyand kan sien wie jou Vader is, sodat hulle die Vader kan sien, soos jy gesien het wie jou Vader is. Dieselfde Vader wat jou as vyand verlos het en vir my as vyand verlos het deur sy seun. En die wyse wat ons vyand kan lief hê is deur vir hulle te bid. Oor wat sê Paulus in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge en gebede en voorbedes en danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waaragtigheid, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. So prakties, as hierdie gedeelte my oproep, of omdat hierdie gedeelte my oproep, hoe lyk my gebede vir my vyand, waarvoor bid ek? Moet ek bid vir sy gesondheid? Moet ek bid vir sy geluk, en dat hy verskoon mag word van sy vonnis, as hy 'n vonnis moet kry, of van die nagevolge van sy optrede? Geliefdes, nie, bid vir jou vyand se verlossing. Bid dat hulle die Vader sal sien en tot kennis van die waarheid sal kom. Soos na die kruisiging van ons Here Jesus gaan kyk, dink aan die reaksie van die mense wat Jesus gekruisig het en van die mense wat daar gestaan het toe Jesus gesê het, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die mense sou sekerlik gewonder het, wie is hy?
Wie is hy dat hy dit doen, dat hy hierdie woorde kan sê? Wie doen dit? Dink aan die reaksie van Stefanus se moordenaars, toe hy gehoorsaam was aan hierdie oproep en gesê het, Here, reken hulle sondes hulle nie toe nie. Liefdes, wie is jou vyand? Ons vyand is iemand wat soos jy verlos is, nog verlos moet word. Dis wie? Sit wat gedoen is een kant. Sit wat gesê is een kant. Jou vyand is iemand wat soos jy verlos is, nog verlos moet word. Bid dan daarvoor, sodat dit duidelik kan wees wie jou Vader is. En mag die Heilige Gees ons harte troos wanneer dit moeilik is, wanneer dit moeilik raak. Maar mag hy ons ook herinner aan die feit dat ek ook eens vyand van God was. Maar nou sy kind is in die Here Jesus Christus. Geliefdes, tydens hierdie Paasfees word ons opnuut opgeroep om ons naaste en ons vyande lief te hê. Ons word opgeroep om opnuut na te dink oor hierdie liefde, wat dit is en hoekom ons dit moet doen en hoe ons dit moet doen. Mag die kruisiging wat ons vandag herdenk en wat ons hier voor ons oë gaan sien en waarin ons gaan dink en wat ons gaan proe, mag die kruisiging as die grootste daad van liefde, toe ek nog vyand was, ons dring om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag. Amen. Kom ons maak gereed om aan tafel te sit.